Welkom hier in ouma Martie se kombuis. Terwyl ek en ouma Martie nou die dag so deur die ou resepte blaai, toe kom ons op hierdie resep af. Nou, dit is 'n geheime resep en hoe ek weet dis 'n geheime resep is want hierboan is geskryf, dis 'n geheime resep. Nou sien ek die resep is geskryf deur Marka en hier aan die buitekant staan dit is aan haar ouma. So hierdie geheime resep van Marka aan haar ouma en dan is hier ook 'n waarskuwing in hierdie geheime resep. Ouma moet asseblief hierdie resep goed bewaar en vir geen onverantwoordelike persone gee nie. Jy word lekker siek as jy te veel eet. Nou dit verklaar hoekom ek nog nooit hierdie resep gesien het nie. Ek dink ek is die onverantwoordelike persoon. Daar's nou eintlik twee goed wat Marka nie op die resep gesê het. Sy het nie gesê wat dit is nie. Dis nie 'n naam vir die resep nie, behalwe dis 'n geheime resep. Dan het sy ook nie 'n datum gegee nie. Nou Marka se ouma is al by die 30 jaar oorlede. So hierdie is 'n baie ou resep. En dan sê Marka hier in die resep, laat dit afkoel, maar sy sê nie hoe om dit warm te kry nie. Ons gaan so hier en daar ons eie kop volg en hooplik gaan ons Marka se geheime resep uitgerafel kry. Nou wat ons nodig het, is 'n pakkie Marie beskuitjies, soos hierdie. Nou ek het dit in 'n plastiese sakkie gegooi en met 'n roller lekker fyn gerol. Versiersuiker nodig, 250 gram, 'n bietjie bakmargarine, 125 gram, 'n eier, 2 ml vanilla en 15 ml kakao. Nou hier is nie, soos ek sê, vreeslike instruksies nie, so wat ek gaan doen, ek gaan eers die versiersuiker, margarine, vanilla en kakao in die kastrolletjie gooi en tot kookpunt bring. Dan gaan ek die eiertjie lekker klits, laat hy goed deurgeklits is en dan gaan ek hom stadig bygooi terwyl ek vinnig roer. Daarna, as die hele mengseltjie dan warm is, gaan ek die fyn gerolde Marie beskuitjies daarby gooi, deurroer en dan kom dit in hierdie gesmeerde pannetjie van my waarin ek dit gaan platdruk. En as dit so bietjie afgekoel is, gaan ek dit blokkies sny en dan kyk ons wat se verrassing kom hierso uit. Ons gaan eers gou-gou die versiersuiker, die margarine, die vanilla en die kakao op 'n lae hitte sit en stadig bring totdat dit gesmelt is. Dit lyk glad nie of dit kan smelt nie, so ons hoop dit gaan gebeur. Dis hoe dit op die oomblik lyk. Ek dink 'n mens moet eers die margarine smelt voor 'n mens die versiersuiker bygooi. Die hitte is baie laag om die margarine tyd te gee om te smelt sonder dat die versiersuiker vasbrand. Ja, begin dit nou net iets lyk. Marka het 'n duidelike boodskap aan haar ouma gelos dat dit gevaarlik gaan wees om hierdie aan 'n onverantwoordelike persoon te gee. So mens kan dit seker as 'n geheime, gevaarlike resep beskou. Dis 'n baie lae hitte. Dis die laagste hitte wat ek die gas kan draai, soos julle daar kan sien. Ek dink as dit so gesmelt is dit reg. So 'n bietjie my eie kop volg en die koekies hier inroer. Hier so 'n bietjie hitte gee. Ek dink die mengseltjie is reg. Ons hoop maar so. Nou gaan ek vir ouma Martie vra om die eier by te gooi. Terwyl ek dit aanhoudend roer. Hy vorm nou so mooi
bolletjie wat losgaan van die kastrol se kante af. En nou gaan dit bak toe. Ek gaan dit nou mooi plat smeer. Ouma Martie het my nou net uit die verknorsing uitgehelp en vir my hierdie idee gegee. Vir ons eie afrondingkie gaan ons so klein bietjie klapperbo oorstrooi. Ek kan dink 'n mens kan fyn neute boor gooi of enigiets wat anders wat vir jou lekker is. Nog so bietjie klapper, ek hou baie van klapper. Want dit daarom nou nie onnodig afval as jy 'n blokkie optel nie. As hy, hier is Marcus se geheime resep en hy het redelik afgekoel. Ek gaan probeer aan die een kant om hom te sny. Ek gaan hom nie nou verder sny nie, net hierdie 3 klein snytjies en as hy bietjie meer afgekoel het, sal ek hom verder sny en later vir julle wys. Dan sal ons hom natuurlik 'n naam moet gee. Op hierdie stadium sal hy maar net bekend staan as Marcus se geheime resep. Ek weet nog steeds nie presies wat 'n mens dit noem nie, maar wat ek wel weet is ek het die volgorde verkeerd. Ek het die koekies ingegooi en daarna eers die eier. Volgens die resep moet die eier inkom en dan die koekies. Wat dit veroorsaak het is dat ek het baie gemeng het om die eier in te kry en daarom het die koekies heeltemal geblus. Op hierdie stadium lyk dit baie na fudge. Dis baie fyn. Dit is baie lekker. Ek verstaan hoekom Marka die waarskuwing bygevoeg het. Ek moet daarom ook net sê dat ek het Marka se toestemming om hierdie geheime resep, wat nou nie meer 'n geheim is nie, te deel. Ek dink ek gaan maar aangaan om dit Marka se geheime resep te noem. Dit is heerlik, 'n baie sterk fudge tekstuur, omdat ek die koekies fyn gemeng het. Maak dit en geniet dit.